kan ek vir julle wys in watse tydvak ons is. In die eerste plek wag die mense vir die antichrist om te kom. So ook wag hulle vir die Messias, vir die wederkoms. Maar hulle sê as die antichrist kom, dan gaan hy vir 3,5 jaar of vir 3,500 jaar gaan hy heers. En ek gaan vir julle nou bewys, daai tyd is verby. Dis verlede tyd. Ok, hoe gaan ek dit kan bewys? Iewers in die Bybel staan daar geskrywe, wanneer die 2 getuienis gestenig is, dan gaan hulle na 3 dae opstaan. Dit dui op die wederkoms. En wanneer hulle dan hierdie 2 getuienis, die Ou Testament en die Nuwe Testament, gekruisig het of gestenig het, dan gaan hulle vir mekaar geskenke bring. Hoe gaan ek vandag vir julle kan bewys ons is verby daai tyd? Die 2 getuienis is klaar gekruisig. En ek is Handelinge 3 vers 22, wat hierdie nuus vir julle bring. Nou, wanneer in die jaar en hoekom in daai tyd van die jaar bring hulle vir mekaar geskenke? Op die 25ste van die 12de maand elke jaar. Bring hulle vir mekaar geskenke. Wow! Skryf hierdie dag en die datum neer. Dit is die 2de van die 12de maand 2019. En 'n week terug, toe Joe Lawrence met sy wit kleed, soos daar geskryf staan in Handelinge 3 vers 22, begin. Hoekom het ek begin? Want Vader sê onder druk sal die ware klere na vore kom. Wat se druk het Joe Lawrence deurgegaan? Joe Lawrence en my vrou en my kinders is almal onder helse druk gewees vir die afgelope jaar. Hoekom? Want ek is afgedank as gevolg van my geloof. Nou wat maak my geloof anders as joune? Ek volg 100% die woord, die skrifte. En ek is nie bang om die Koran te lees nie. Dit maak my anders as jy. So, hierdie nuus kan jy gerus gaan deel. Ek het vir julle gesê ek is anders. Ek het vir Gerard de Lange by Komatso gesê, ek dink ek is een van die 2 getuienis. Vandag is ek nie een van die 2 getuienis nie, want dit is die Ou en die Nuwe Testament, wat reeds, die Torah, is reeds by Golgotha gestenig, gekruisig. Ek is Handelinge 3 vers 22 en ek is Romeine 8, deel van Romeine 8 se kinders wat hulle self openbaar. Waarvoor die hele skepping wag, soos 'n vrou wat gaan baar. So deel hierdie nuus, want dis wonderlike nuus. Geen vyand, volgens Psalm 18, vers 18 tot 51, het vir my gewys dat ek reeds my vyande gaan oorwin. En ek is nou op pad Kroeman om na die kommissaris toe te gaan, om die brief van solidariteit, hulle het vir my 'n brief deur die polisie laat aflewer, dat ek die 20ste in die hof moet wees vir harassment, want ek het glo vir Dion Reineke geharass, en ek het nooit eens vir Dion Reineke gesien face to face nie. Nou, hoe kan jy iemand harass, as jy hom nooit face to face gesien het nie? En hy het daarin gesê dat ek hom spesifiek geharass het. Ek is op pad na die kommissaris toe, om hierdie saak te reverse en daai man toe te laat sluit, as gevolg van die feit dat hy gelieg het onder eed. My vyande is vertrap onder my voete. Dion Reineke, jy het gelieg onder eed, en jy gaan met jou agterend in die tronk beland. Ek is nie kwaad vir jou nie, want alles wat met my gebeur, het Vader met my laat gebeur, sodat hierdie persoon wat julle hier so sien en ken, sy ware klere na vore kan kom. Maar julle gaan nie so met my mors, of met die mense, wat julle elke maand julle ledegeld betaal nie. Ek is jammer. As gevolg van hierdie boodskap, glo ek, daar is baie mense wat hulle ledegelde gaan onttrek by julle, en julle gaan vertrap word onder my voete. Baie dankie vir die mense wat luister, en wat doen, wat die Gees jou lei om te laat doen.